Welkom by hoofstuk 33 van die goeie boek. Hoofstuk 33 is teen die hoogtepunt van die hele Bybel. Handelinge 9 vertel vir ons die merkwaardige storie van Saulus wat na Paulus verander het. Storie wat opgebou het deur die hele geloofsgeskiedenis van die Bybel. Die geloof tot op hierdie oomblik was primêr die Hebreëse Joodse geloof gewees in die Ou Testament, wat nou met 'n drastiese stap verander in die storie van Handelinge na die nie-Jode toe. Die mense wat nie van nature in die Joodse kultuur groot geword het nie. Saulus was die Jood van Jode gewees, soos hy na homself vernoem in Filippense 2. Hy het geleer onder Gamaliel, 'n geweldige begaafde fariseer. Hy het die Ou Testament op die punte van sy vingers geken en hy was passievol daaroor. So passievol dat hy selfs hierdie mense van die weg wat ons lees in Handelinge 9 wreed vermoor het. Hy wou 'n brief kry van die hoëpriesters in Jerusalem om na Damaskus te gaan, en soos wat hierdie evangelie begin uitkring van Handelinge 2 af, soos mense vervul geword met die gees van God, wil hy hulle vervolg. Hy wil hulle boei en terugbring Jerusalem toe om vervolg te word en ter dood veroordeel te word, sodat hierdie verspreiding van die evangelie kan stadiger gebeur en eintlik gestop kan word. Dis hoe passievol Saulus was om hierdie mense van die weg te keer. Saulus is met vol bramade op pad Damaskus toe, soos ons lees in Handelinge 9, en ons sien hoe die Here aan hom verskyn met 'n lig wat uit die hemel uitkom en hom blind maak, wat hom net daar in sy voetspore stop en nie verder kan beweeg nie. En die Here vra vir hom: Saulus, waarmee is jy besig? Jy's besig om my te vervolg. En net daar gryp die Here op 'n merkwaardige manier in sy lewe in. Dit is so erg so dat die Here in 'n visioen verskyn in vers 10 en Ananias, wat 'n disipel van die weg was, wat in die stad is waartoe hy op pad was, en die Here sê vir Saulus: gaan na Damaskus toe, Ananias sal jou daar ontmoet. Soos wat die Here aan Ananias dan verskyn in hierdie visioen en hom voorberei op hierdie gewelddadige man wat almal geken het, wat wreed teenoor Christene was en hulle vervolg het en vermoor het, om hom te bekeer en te vervul met die gees van God. En ons sien hoe Saulus by Ananias aankom en hy vervul word deur die gees van God en geroep word om hierdie boodskap van die evangelie na die nasies toe uit te dra. Saulus het daar tot merkwaardige bekering gekom en Paulus geword en geroep geword om hierdie evangelie wyd na al die nasies toe te neem. So Handelinge vertel vir ons die storie hoe dit van Jerusalem na Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld moet gaan, hierdie geweldige evangelie boodskap. Nou ek wil jou vra in jou lewe, wie is daai mense wat jy dink die Saulusse is? Daai mense wat met 'n passievolle hart Christene haat, wat met 'n passievolle hart 'n ateïs is, of dalk aan 'n ander geloof vashou en sê Christendom is vals. Handelinge 9 roep ons om vir daai mense op 'n radikale manier te bid. Dat ons as Ananias hulle sal optree om vir daai mense te bid met 'n opregte hart, dat hulle tot bekering sal kom. God het nog deur die eeue heen sulke mense gebruik om die evangelie op radikale maniere te verkondig aan die wêreld daar buite. Ons het onlangs weer 'n storie getuienis gehoor van 'n moslem aanhanger wat waardig tot bekering gekom het en die Here toegerus het om hierdie evangelie te deel met ander moslems in sy wêreld. Julle, ons kan soveel sulke stories vertel, mense wat ons hoor wat Christendom gehaat het, mense wat regtig anti-Christus was en wat radikaal tot bekering kom en dan op 'n passievolle manier hierdie evangelie uitdraai. En Handelinge 9 moet elkeen van ons aanmoedig en aanspoor om te bid vir daai mense, om lief te wees vir daai mense in jou. Al sê hulle die lelikste goed vir jou van Christendom, is daar iets wat die Here mee besig is as ons vir hulle met sy liefde selfopofferend dien en lief hê en opdra in gebed dat die Here in hulle lewens sal werk. Op daai selfde manier wil Handelinge 9 jou aanmoedig om te bid vir daai mense met 'n hoop dat daar 'n Saulus na Paulus bekering sal plaasvind. So mag hierdie jou inspireer om op 'n dieper en 'n egter manier vir daai mense in te tree wat in jou lewe is. Kan jy imagine as ons nog 1 of 2 van hierdie Saulusse ontdek daar buite wat op bekering kom, en watter geweldige impak dit in ons wêreld sal hê hierdie kant van die ewigheid. Hou aan saam met ons bid vir daai mense en lief hê vir hulle in elke deel van jou lewe.